Hoofstuk 10. Die eerste Christen-martelaar. Stefanus, die leier van die 7 diakens, was 'n man van innige vroomheid en groot geloof. Alhoewel hy 'n gebore Jood was, het hy die Griekse taal gepraat en was vertroud met die gewoontes en maniere van die Grieke. Daarom het hy die geleentheid gehad om in die sinagoges van die Grieksprekende Jode die evangelie te verkondig. Hy was baie ywerig vir die saak van Christus en het sy geloof met vrymoedigheid verkondig. Geleerde rabbies en wetgeleerders het openbare besprekings met hom gehad en het verwag om 'n maklike oorwinning te behaal, maar hulle kon die wysheid en die gees waardeur hy gespreek het nie weerstaan nie. Hy het nie net deur die krag van die Heilige Gees gespreek nie, maar dit was ook duidelik dat hy die profeseë geken het en met alle aangeleenthede van die wet goed op hoogte was. Met bekwaamheid het hy die waarhede wat hy voortgestaan het, verdedig en sy teenstanders geheel en al verslaan. Aan hom is die belofte vervul. Neem julle dan in julle harte voor om nie vooraf oor julle verdediging te dink nie. Want ek sal aan julle die woorde en wysheid gee, wat al julle teenstanders nie sal kan teespreek of weerstaan nie. Lukas 21 vers 14 en 15. Toe die priesters en owerstes die krag gewaar, wat met Stefanus se prediking gepaard gaan, is hulle met bittere haat vervul. Pleks dat hulle die getuienis aanvaar wat hy gegee het hulle voorgeneem om hom die sweye op te lê deur hom dood te maak. Verskeie kere reeds het hulle die Romeinse owerhede omgekoop om gevalle deur die vingers te sien waar die Jode die wet in hulle eie hande geneem het en gevangenes ooreenkomstig hulle eie volksgebruike verhoor, gevonnis en tereggestel het. Stefanus se vyande het nie daarin getwyfel dat hulle dit weer kon doen sonder om hulle self in gevaar te stel nie. Hulle het besluit om die gevolge te waag en het hom derhalwe gegryp en voor die Sanhedrin gebring om verhoor te word. Geleerde Jode uit die omliggende lande is ingeroep om die gevangene se argumente te weerlê. Saulus van Tarsus was ook teenwoordig en het 'n leidende rol in die geding teen Stefanus gespeel. Hy het die krag van welsprekendheid en die logika van die rabbies op die saak toegepas om die volk te oortuig dat Stefanus misleidende en gevaarlike leerstellings verkondig het. Maar in Stefanus het hy iemand ontmoet wat ten volle verstaan het waarom God die evangelie aan ander volke verkondig. Omdat die priesters en owerstes nie opgewasse was teen die duidelike, bedaarde wysheid van Stefanus nie, het hulle besluit om van hom 'n voorbeeld te maak. En terwyl hulle wraaksug en haat sodoende sou bevredig, sou hulle terselfdertyd sorg dat ander, uit vrees, nie dieselfde geloof sou aanvaar nie. Getuies is gehuur om vals te getuig dat hulle hom lasterlike woorde teen die wet en in die tempel hoor spreek het. Ons het hom hoor sê, het die getuies beweer, hierdie Jesus, die Nasarener, sal die plek afbreek en die sedes wat Moses aan ons oorgelewer het, verander. Toe Stefanus van aangesig tot aangesig voor sy regter staan om die aanklag van godslastering te antwoord, het daar 'n heilige glans op sy aangesig gerus. En terwyl almal wat in die raad sit hulle oë stip op hom hou, sien hulle dat sy gesig soos die gesig van 'n engel was. Vele wat daar die lig gesien het gebeef en hulle gesigte bedek, maar die hardnekkige ongeloof en vooroordeel van die owerstes was onwankelbaar. Toe Stefanus gevra is wat hy oor die beskuldigings teen hom te sê het hy sy verdediging met 'n helder, deurdringende stem begin, sodat hy oral in die geregsaal gehoor kon word. Met woorde wat die vergadering ademloos laat sit en luister het hy die geskiedenis van die uitverkore volk van God verhaal. Hy het 'n grondige kennis van die Joodse bedeling en die geestelike vertolking daarvan,
soos dit nou in Christus geopenbaar word, aan die dag gelê. Hy het die woorde van Moses ter voorspelling van die Messias aangehaal. Die Here julle God sal vir julle 'n profeet verwek uit julle broers, net soos ek is. Na hom moet julle luister. Hy het sy eie trou aan God en aan die Joodse geloof duidelik gestel, maar terselfdertyd daarop gewys dat die wet waarop die Jode vir hulle verlossing vertrou het, nie in staat was om Israel van afgoderry te red nie. Hy het Jesus Christus met die ganse Joodse geskiedenis verbind. Hy het na die oprigting van die tempel deur Salomo verwys en ook na die woorde van beide Salomo en Jesaja. Maar die Allerhoogste woon nie in tempels wat met hande gemaak is nie, soos die profete sê. Die hemel is my troon en die aarde die voetbank van my voete. Watter soort huis sal julle vir my bou, sê die Here? Of hoe danig is die plek van my rus? Het my hand nie al hierdie dinge gemaak nie? Toe Stefanus hierdie punt bereik, het daar 'n beroering onder die volk ontstaan. Toe hy Christus met die profesieë verbind en op hierdie wyse oor die tempel praat, het die priester gemaak asof hy verontwaardig is en sy kleed geskeur. Dit was vir Stefanus 'n teken dat sy stem spoedig vir ewig die sweye opgelees sou word. Hy het die weerstand teen sy woorde gewaar en geweet dat hy sy laaste getuienis lewer. Hoewel hy in die middel van sy preek was, het hy dit plotseling afgesluit. Eensklaps het hy die loop van die geskiedenis wat hy gevolg het onderbreek en hom tot sy verwoede regters gewend met die uitroep: Julle hardnekkiges en onbesnedenis van hart en ore, julle weerstaan altyd die Heilige Gees, net soos julle vaders, so ook julle. Watter een van die profete het julle vaders nie vervolg nie? Ja, hulle het die gedood wat vooraf die koms verkondig het van die regverdige, van wie julle nou verraaiers en moordenaars geword het. Julle wat die wet deur die beskikkinge van engele ontvang het en tog nie onderhou nie. Hierop was die priesters en owers buite hulle self van woede. Hulle het hulle meer soos roofdiere as mense gedra en het met knersing van tande op Stefanus afgestorm. Op die gesigte rondom hom het die gevangenes sy lot gelees, maar hy het nie gewankel nie. Hy het geen vrees vir die dood meer geken nie. In hom was geen vrees vir die verwoede priesters en opgewonde skare nie. Hy het die toneel rondom hom nie meer gesien nie. Vir hom het die hemelpoorte oopgegaan en toe hy daarin kyk, sien hy die heerlikheid van die howe van God. En daar sien hy Christus, asof hy pas van sy troon opgestaan het, om sy diensknegt te ondersteun. Triomfantlik het Stefanus uitgeroep: Kyk, ek sien die hemel geopend en die seun van die mens aan die regterhand van God staan. Sy beskrywing van die heerlike toneel waarop sy oë gerus het, was meer as wat sy vervolgers kon verduur. Hulle het hulle ore toegestop sodat hulle sy woorde nie kon hoor nie, en met 'n harde geskreeu eendragtig op hom afgestorm en hom buitekant die stad uitgewerp. En hulle het Stefanus gestenig, terwyl hy die Here aanroep en sê: Here Jesus, ontvang my gees. En hy het op sy knieë neergeval en met 'n groot stem uitgeroep: Here, reken hulle hierdie sonde nie toe nie. En met die woorde het hy ontslaap. Geen regsgeldige vonnis is oor Stefanus uitgespreek nie, maar die Romeinse owerhede is met groot somme geld omgekoop om die saak nie te ondersoek nie. Die marteldood van Stefanus het 'n diep indruk gemaak op almal wat dit aanskou het. Die herinnering aan die seël van God op sy gesig, sy woorde wat tot in die siele van sy toehoorders ingedring het in die geheue van die toeskouers gebly en getuig dat wat hy verkondig het, die waarheid was.
Sy dood was 'n bittere beproewing vir die gemeente, maar dit het uitgeloop in die bekering van Saulus, wat die geloof en standvastigheid van die martelaar en die heerlikheid wat op sy aangesig gerus het, nie uit sy geheue kon verban nie. By die verhoor en dood van Stefanus was dit asof Saulus met 'n waansinnige ywer vervul was. Later het hy hom geërg oor sy eie heimlike oortuiging dat Stefanus deur God vereer is, toe hy deur mense onteer is. Saulus het aangehou om die gemeente van God te vervolg. Hy het op die lede jag gemaak, hulle is in hulle huise gegryp en aan die priesters en owerstes tot gevangenskap en die dood oorgelewer. Die vurige ywer waarmee hy sy werk van vervolging voortgesit het, het verskrikking onder die Christe in Jerusalem veroorsaak. Die Romeinse owerheid het geen besondere poging aangewend om die wrede werk te keer en het die Jode in die geheim gehelp met die doel om hulle te paai en om hulle guns te wen. Na Stefanus se dood is Saulus tot lid van die Sanhedrin gekies uit erkentlikheid vir die rol wat hy tydens daardie geleentheid gespeel het. 'n Tyd lank was hy 'n magtige werktuig in die hande van die Satan in die voortsetting van sy opstand teen die Seun van God. Maar eerlang sou hierdie meedoenlose vervolger sy krag te inspan tot uitbreiding van die kerk, wat hy tans nog verwoes het. Een wat magtiger is as die Satan, het Saulus gekies om die gemartelde Stefanus sy plek in te neem en sy naam te verkondig en daarvoor te lei, en om die boodskap van verlossing deur sy bloed wyd en suid